Ek het my papiertjie vasgehou en ek het letterlik so geruk. Mag ek sê, nee, seker nie. En dis letterlik wat gebeur het. Hallo julle en welkom by nog 'n episode van In Praktyk. Gaan julle daai dinge wat Ek en Gerald moet eintlik skaak speel terwyl ons Kan jy jou eerste dag stel onthou? My eerste toneel was saam met Jaani Soegelaar. En ek onthou Steve, ons albei het maskers aangehad, ek en Jaani. En ek was baie geïntimideerd om in hierdie space in te stap. Want ek meen, is nog groot kanonne wat op die show was en is. En omdat my agtergrond, die seepies wat ek voorheen gedoen het, was meer in die Engelse bedryf. En ek het agtergekom binnelanders het 'n baie unieke en spesiale aanslag en nuance, waar ek my bes gedoen het om die genre en natuurlik die show te eer en te kan sien hoe ek op my unieke manier kan bydra op een of ander manier. En lang storie kort, ek was baie senuweeagtig. Ek praat in my hele lewe Afrikaans. Toe ek instap, dink ek nog nooit in my lewe Afrikaans gepraat het. Die is rof. Maar wat ek kan sê is, ek onthou toe ek Jaani se oë sien. Want ons gesigte was toe met die maskers en ek sien haar oë. En ek sien die diepte in haar oë. En haar performance was so eerlik dat het vir my baie gerusting gegee het, want ek was nog altyd iemand wat vir quality experiences soek. Daar is shows wat meer populêr is en daar sal altyd shows wees wat groter of meer populêr is, maar wat vir my altyd belangrik was is die kwaliteit van die werk wat ek doen van 'n hoë standaard. En ja, ek dink is 'n veer in enige iemand se cap om deel te kan wees van hierdie span. Wat staan vir my uit? Ek het agtergekom toe ek hier begin werk en self vir my net die oriëntasie van die TV-bedryf en hoe dinge gedoen word, het ek agtergekom dat ons eintlik nog as 'n land, selfs in ons bedryf, weg van mekaar af lewe. So hier sit ek op die grootste en die beste Afrikaanse seepie en die Engelse mark weet nie van die akteurs wat in die Afrikaanse bedryf is. Aan die Afrikaanse kant van die bedryf ken baie van die Engelse ouens ook en hier het ek nou geleentheid gekry om soort van 'n naam te word, of liewerste, ek het soort van 'n presence nou gehad in ander mense se voorhuise. Die ander ding wat ek ook geleer het is, maak nie saak hoeveel shows jy al voorheen gedoen het nie, of vir hoeveel jare jy nou in die bedryf was nie. Elke dag en elke nuwe stel is 'n nuwe geleentheid om weer te leer. En meer van jouself te leer, van jou omgewing af te leer. En ek het 'n baie goeie kans gekry om dit te doen vir die afgelope 9 jaar. En ek voel baie bevoordeeld. Ek voel baie bevoordeeld. Want ek ken mense wat talentvol is en ek ken mense wat baie hard werk en hulle kry nog steeds die geleenthede wat hulle toekom nie. So vir my om 'n kans te kan kry om van een topshow na 'n ander topshow toe te gaan en hier toe kon werk vir 9 jaar was vir my great. Ek bedoel, en kyk die mense wat nou al deur die deure gestap het, Hans Strydom, Ian Roberts het ek raak geloop eendag hierso. Selfs my acting lecturer Gerard Rudolph was deel van die show. En ek meen as dit nou enige wat doen mense dit? Maatstaf? Measuring stick is, maatstaf. Ja, as dit nou enige maatstaf is van of 'n ou nou op die regte pad is en rubbing shoulders met die groot eisters. Miskien is ek ook maar 'n groot eister, of ek sal eendag een word. Is daar 'n storyline of 10 to 1 meer as een wat jy nooit sal vergeet nie?
Dis altyd vir my 'n moeilike vraag om te beantwoord want ek probeer om nooit enige oomblikke te morsie. Elke oomblik om saam met 'n karakter en 'n akteur te kan connect en elke kans wat ek het om te verbeter is 'n geleentheid wat belangrik is. So ek mors enige geleenthede nie. Ek stap hier op stel en die dag as ek een lyn het, as ek minder gefokus as die dag wanneer ek 10 of 14 tonele moet doen nie. Alles is vir my ewe belangrik en ek respekteer en ek gee dit daai respek. Maar natuurlik het ek nog al 'n paar groot storielyne gedoen. Ilana se dood was nog as 'n baie tawwe storielyn. Omdat dit ook so lank is en wat dit van jou verg as 'n akteur. Damien se dood was ook moeilik. Ek het eintlik baie high drama stories gedoen. As iemand as daar 'n man is wat nou moet snot en trane huil, dan was dit maar seker maar vir my geskryf op die show. Maar ja, daar's baie highlights. Alles is vir my eintlik 'n highlight soos wat ek vir jou gesê het. Ek is iemand wat hou van I don't like to waste moments. So alles is vir my ewe belangrik en ewe mooi. Ek sê nie dit omdat dit 'n cop-out is nie. Ek sê dit want dit is eerlikwaar my experience van mense en van opstelle wees vir die laaste 24 jaar. Elke akteur is 'n uitdaging. Om met elke akteur te werk, daai is 'n uitdaging om by daai punt te kom waar jy daai chemistry kan kry en julle mekaar dieper kan verstaan en optel op mekaar se subtleties en die beste uit mekaar te probeer bring. En daai dans wat ons doen. Sommige tye werk dit lekker in rehearsal en ons voel mekaar uit, maar die genre waarna is die CP-genre is uitmergelend. Daar's die tyd nie. Soort van as jy by die studio inkom, moet jy jou saak ken en goed ken. Of het gaan 'n probleem raak vir die produksie, of self vir die akteur kan dit nou 'n bietjie van 'n probleem raak. Jy kan verboureerd word en dit kan vir jou lelik uitstres. Dit kan redig jou selfbeeld en hoe jy oor jouself voel knak. So ek probeer my beste om altyd die ander akteur se ritme en se creative suggestions wat hulle gee deur hulle spel, probeer ek altyd komplimenteer en ek probeer dit altyd vars hou. Ek probeer vir hulle ook bietjie op hulle tone hou om vir hulle wakker te hou. So as hulle dan respond, is dit altyd eerlik. So ja, elke geleentheid is 'n geleentheid om great te wees, om iemand anders great te maak of selfs om die produk great te maak. As ek terugkyk na my journey en die paadjie wat ek nou al gestap het, was my paadjie, mense aan die een kant, my pa het altyd gesê, man, het lyk jy's gebore met 'n goue lepel in jou mond. Alles wat jy doen werk net uit, maar daai is nie eintlik waar nie, want elke jaar van vorentoe beweeg, moes ek deur iets beklei en ek moes dinge oorkom. Backstage het my hele lewe verander. Met Backstage, ek onthou ek het die audisie gedoen en ek het daar uitgestap en my pa het my buite gewag en hy het my gesê, "Hey nou, Clinton, hoe het dit toe gegaan?" Ek sê, "Swak." Swak. Ek dink, uit al die audisies wat ek al gedoen het, was dis bad. Ek dink ek gaan die gig kry nie. Toe daarna toe kry ek toe 'n oproep van die produksiekantoor af en sê, Mfundi Woenda sal graag vir jou wil sien. Ons ry toe deur Kaap toe en toe is hulle besig om die promo, die title sequence van Backstage te skiet. En dis ook waar ek my eerste les gekry het in die krag wat woorde dra en intensie. En ek stap toe op die stel. Die vloerbestuurders het vir my, ja, Mfundi wil vir jou graag sien. Ek stoot op die trap en ek sien hom en hy sê vir my, young man, out of 648 people that auditioned for your character alone,
I'm giving the role to you. Your agent doesn't know this yet. Hulle weet nie. Maar ek gee dit vir jou. Jy's great. Jy gaan 'n ster wees. En jy sal nooit sonder werk sit nie. En dit is 24 jaar later. En man, ek kry hoendervleis as ek daaraan dink van dit is nie 'n maklike bedryf nie. Dit is nie 'n maklike beroep nie. Ons moet met baie goed deel wat nie gesien kan word, die emosies en hoe dinge gedoen word en hoekom word sekere mense gekies vir sekere goed en hoekom word sekere mense nie gekies nie. Daar's ouens wat soos wat ek gesê het, daar's mense wat baie talentvol is, wat baie hard gewerk het en hulle kry nog steeds die geleenthede wat hulle talent werd is en hier sit ek en een mens op my eerste show het dit vir my gesê. En dis letterlik wat gebeur het. Van die ouderdom van 19 af het ek dwarsdeur gewerk tot nou toe. En as ek so aan alles dink, is dit regtig net vir my. Ek kan nie weghardloop van die feit dat ek voel dat die Here my paai gelyk maak nie. Dat hy vir my geroep het vir 'n rede en ek was hierdie gawe en hierdie talent gegee en hierdie mission gegee vir redes wat ek seker nog vorentoe sal uitvind, maar ek weet dis nie net 'n talent vir my nie, is nie net 'n job vir my of 'n hobby vir my nie, dis waarvoor ek geroep is, dis my gawe. In 2021 het jy die SAFTA vir beste akteur in 'n CP, natuurlik vir binnelanders gewen. Dit was een van jy was daar voor dit en na dit was jy ook al 'n paar keer genomineer. Maar toe jy daai SAFTA gewen het, het jy Sanford Meisner aangehaal en jy het gesê acting is like a religious calling because we've been given the opportunity and responsibility to inspire humanity. Hoekom is daai vir jou belangrik en dit sluit obviously aan ook by wat jy nou net gesê het, maar hoekom is dit vir jou so belangrik? Eerens op 'n call sal 'n ou vir homself moet vra wat sy prys is in die bedryf. En as jy nie weet wat jou prys is, sal jy eendag daarvoor betaal en hopelik sal jy nie met jou hele lewe en jou siel betaal nie. Dit gebeur met mense. Ons het nou al gesien baie talentvolle ouens. Groot talent. Lewens val uit mekaar want die oomblik was te groot of dinge het gebeur wat hulle versteur het of hulle van die pad af gegooi het. Ons almal is mense. En as ek so na alles kyk, soos ek was nou al deur 'n paar groot terugslae in my loopbaan van die begin af eintlik al. En vir een of ander rede was ek net altyd mooi genoeg by mekaar gehou to serve the job in the space where I was planted in, you know. En die tipe van mens wat ek is en wat vir my belangrik is en waarvoor ek altyd soek, is dat acting het vir my eintlik kom leer hoe om die layers van jou ego af te trek en nie op te bou nie. Mense kry geleenthede om karakters te speel wie lewens lei wat jy nooit sal lei nie. Hulle doen dinge wat jy nooit in jou lewe sal doen nie. Hulle date mense, hulle breek op met mense wat jy dalk nooit sal ontmoet in jou lewe nie. Hulle doen wonderlike goed en afskuwelike goed op dieselfde tyd. En hier kry mense geleentheid om daai karakters te lewe. Jy kry dan klink die mens en die akteur kry dan die karakter se insig en se wysheid en sy resolve en jy dra hulle seer en jy sien hoe hulle gesond word en wat vir hulle gemotiveer het om gesond te word, om iets anders te word en dan gaan jy huis toe die dag na hy vir jare die karakter gespeel het en is amper soos jy trek hom uit soos 'n baadjie en jy hang hom op die kapstok maar jy stap nou weg as 'n ryker mens. You've been expanded. Hoe jy dinge sien is nou nie meer dieselfde nie. As jy toelaat dat die kraat vir jou die goedjies gee. En ek verstaan ook as 'n besigheid en ons almal moet kos op die tafel sit en soveel dinge het nog verander in die laaste paar jaar met social media en so aan. Dat ek sien baie mense gebruik die
die kunste as 'n manier om hulle insecurities te reinforce, hulle ego te reinforce. En dit het vir my ook laat besef dat daai wat Sanford Meisner gesê het, like, you know, it was never supposed to be about fame and fortune. Because it is like a religious calling, because you've been given the opportunity and the responsibility to inspire humanity. Nou ons, die medium wat ons in werk, TV, radio, amplification, maak alles groter. So of jy nou wil of nie, die feit dat 100,000, maklik miljoene mense vir jou sien, of jy nou nie die verantwoordelikheid wil dra nie, moet jy besef dat van daai oomblik af vorentoe, wat jy gaan sê en wat jy gaan doen, die ripple effects van daai is baie, baie groter. So het vra dan vir elke ou, word die vraag dan gevra, so wie is jy dan regtig? En wat sê jy deur jou kuns? Is dit alles oor kuns, of is dit die storie van die mens wat belangrik is? En hoe pas hy by mekaar? En ek dink dit vertel 'n baie, baie mooi storie. So ja, tot op mate kan 'n mens ook dan nie heeltemal uithak en dink, ag, ek lewe net vir myself en ek doen dinge dit nie, kan nie meer nie. Daar's mense wie vir jou kyk, my ma, hulle kyk vir my. Ek het familie, daar's kinders, daar's mense wat opkyk na jou te wat eendag soos jy wil wees, of die karakter, of jy inspireer hulle, daai is 'n groot verantwoordelikheid, en is iets wat ek met eer en saam met my dra. Hoekom het jy besluit om 'n breek te vat van Dr. Steve Abrams? Om op 'n CP te werk is nie maklik. En enige akteur wat maak asof dit 'n breeze is. Ja, en ons moet, want daar's 'n skedule en ons moet die werk klaar doen. Jy moet fiks wees. Jy moet werkfiks wees. Maar omdat die genre so baie van jou af vra, moet jy aanhoudelik gee. Want nou doen ons miskien 'n word run buite, but it's like doing a lap. So jy doen jou eerste lap, as jy nou jou word run buite doen, dan doen jy miskien 2 of 3. Nou kom jy op stel, en dan verander die energie, en die level van focus is nou in 'n ander gear in. Want nou is het op stel, nou doen ons die blocking. Doen ons nog 'n paar laps. Dan doen ons die technical rehearsal, die intensity draai nog verder op. So nou van wat gebeur het, the distance between wat hulle kan buitekant die stel gesien en toe ons net 'n draai run gedoen het en woord run gedoen het, en die technical rehearsal is dan iets anders, die energie verander, die fokus verander, tot die eerste take. Nou hoeveel laps het ons al gedoen vir een scene? Dis baie. Ek moet nou selfs 'n atleet as sprinter, so 100 meter sprinter, as hulle nou 'n kompetisie moet gaan doen, of daai is wie hulle is nou 'n atleet, hulle is 'n 100 meter sprinter, sprint nie elke dag om beter te word in sprints nie. Hulle het strength and conditioning sessions, hulle het weight training sessions, dan het hulle spoedsessies, dan het hulle recovery sessions, sodat wanneer hulle moet gaan sprint, is alles 100% aangeswitch en hulle kan die beste lewer. Nou, as 'n CP-akteur, daar's eintlik baie skills wat jy moet hê, om seker te maak, jy kan 'n goeie loopbaan en 'n lang loopbaan hê. Dit het baie te doen met die kwaliteit van die werk wat jy lewer, maar jy moet ook met mense kan werk. En meeste van die tyd, ons het dit nou al gehoor, en dis die waarheid, ons onthou nie altyd wat mense gedoen het, maar hoe hulle vir ons laat voel het terwyl hulle daar was. En ek het by 'n punt gekom waar ek gevoel het, met die werk wat ek doen, en ook alles wat in my persoonlike lewe gebeur, want hier is die ander ding, om 'n akteur te wees, ek is veronderstel om, I need to have a library or a vocabulary of creative suggestions, vir wat het is ek doen. Nou, hoe kry ek daai vocabulary? Is nie net tegniekie, want tegniek leer vir jou hoe om informasie dalk toe te pas. Maar waar kry jy daai eerlikheid vandaan? Jou eie lewe, jou waarheid, jou tekortkominge,
Daai is van waaraf ek alles moet uittrek. En omdat ons so hard moet werk en so lank moet werk, kan 'n mens leeg raak. Creatively, jy raak moeg. En elke ou kan my sommige tyd voel. My fokus is nie meer so great soos wat dit was nie. En daar is baie dinge wat daai beïnvloed. Maar ja, ek wil die werk wat ek nou al vir die afgelope 9 jaar en die karakter en die show wie ek in high regard hou, nie begin, ek wil dit nie begin disrespect omdat ek eintlik net die tank moet eers gaan volmaak. Ek moet 'n bietjie lewe. Ek moet bietjie vol raak nou weer. Ek het alles probeer uit my uitkry so bes ek kan in elke storyline in wat ek gedoen het. En ja, dis die sal jy sê is Kubai en is net ek sien hulle nou weer. Ek is gewoon net vinnig om die draai. Hoe staan jy nog regop en wat het jy geleer? Letterlik die Here se genade en omdat hy 'n plan vir my het. Want soos ek aan gedink het, ek kon self nie eintlik verstaan hoe ek dit reg gekry het om deur al die tonele te werk en daar hartseer te dra. En ek is 'n nuwe pa. Ek het 'n vrou by die huis en 'n babietjie wat my nodig het en die beste verdien wat ek vir hulle kan gee. Maar ook ek het my commitment gegee aan die show. En is 'n groot skip man. Ons het nou al mense verloor en is nie net so maklik om net die pause button te druk en dan kom ons klim gewoon net af en ons staan gewoon stil vir 2 weke of selfs 'n dag. Ek dink die mense verstaan reg, dit kos duisende rande per minuut per dag om 'n show te maak. Dis baie geld. En dis baie mense se lewens wat aan gedink moet word. So is 'n groot skip om te draai. En ja, ek moet sê dit was nogals baie moeilik vir my gewees om eerlik te wees in wat my karakter moet voel. Maar ek kan nie 100% eerlik wees in wat ek voel en altyd gebeur op dieselfde tyd want my karakter kom nie net van nêrens af, dit kom met my uit. En om daai separation te maak, het ek soms gevoel ek weet nie of ek eintlik my pa se dood en sy memories deur om nie hartseer te wees nie. En ek moet werk, ek moet al daai goed net terugskuif nou. En daai was baie moeilik, maar weer eens, hoekom ek sê is ek voel regtig net as die Here se genade en die Here se plan vir my, want in dieselfde asem het hy vir my 'n dogtertjie gegee wat elke oggend as ek haar gesig sien, maak nie saak hoe hartseer ek is, het smelt, al goed smelt net weg. En omdat ek ook nog nie meer in my 20s en my 30s is, ek dink as 'n ou jonger is en die dood raak jou of daar is iets wat eintlik vir jou hart slaan, dan of ek liewer, laat ek nie van enigiemand anders praat. Ek was altyd geneig om, as ek nou dinge gevoel het, ek moes nou diep gevoel en ek is hartseer. So my hele lewe is hartseer. Alles is hartseer. Ek kan nie myself uit daai kry nie, want ek voel nou eers die hartseer en die seer. Els hulle sal weet. En vir die eerste keer het ek 'n geleentheid gehad om saam met hartseer in die een hand te loop en ongelooflike dankbaarheid op dieselfde tyd. En ek het nog nooit so iets ervaar nie. Het 'n gevoel jou hart word net so groot en jou gees is groter as wat dit was en ja, daai is iets anders. En almal
almal op stel en almal by die werk was net baie nog altyd net goed vir my en mooi mense en vir my ondersteun en ruimte gemaak vir my. Wat ek deur alles dit geleer het, ek het eintlik nou dit al 'n bietjie vroeër in my lewe geleer, maar ek is dankbaar want ek is in die beroep waar ek behoort, want ek voel die kunste gee vir jou 'n kans om jou hartseer en jou pyn te vat en jy sit hom in die sien en jy werk hom en jy gaan deur die storielyn en as jy aan die ander kant uitkom, dan vertel jou hartseer 'n baie mooi storie. En daai is genesing. En ek dink baie akteurs en dalk moet mense in die kunste minder aan hulle self dink as brands en besighede en al die dinge en onthou dat wat ons doen is eintlik daar vir mense se genesing. Is om vir mense 'n spieël te wys van wat hulle kan wees en dalk wat hulle op die oomblik is of wat die ergste van hulle kan wees. En suggestions om miskien 'n beter mens te wees. So wat ek daardeur geleer het is dat ek beslis 'n sterker mens nou is as wat ek jare terug was. En dit laat my goed voel. Want wanneer die water is diep raak in die bedryf, moet jy weet dat jy moet jouself kan ken. Jy moet weet dat wat jy voor staan is belangrik en dit tel vir iets. En dit is so maklik om sight te verloor van dit, want as dinge nog nie uitwerk nie, of jy kry nie die gigs wat jy wil hê nie, of dan begin jy voel as ek, daar's iets fout met my, iets is nie reg met my nie. En 24 jaar later staan ek hier en ek kan nog steeds op stel gaan en ek geniet myself en ek kan nog steeds I can still be a contributor, you know, vir my is 'n baie groot seëning. So 9 jaar is 'n lang tyd. Dis die langste wat ek nog ooit op 'n show was. Ek het altyd vir myself gesê aan die begin, want as 'n mens mos nou in filmskool is en hulle leer vir hulle sê, jy moet oppas vir sy seepies toe gaan. Teach you bad acting habits. Want julle moet net dit en julle moet net dit en julle kan nie al daai goedjies doen nie. Ek het altyd myself gesê, ag man, ek luister nie wat ander mense sê nie. Ek gaan vir myself uitvind hoe die ding werk, my eie ding doen. En om nou klaar te maak, ja man, ons sien mekaar meer as wat ons eie familie sien, letterlik. Ons is hier saam met mekaar van maandag tot vrydag. Die skedule sê 7 tot 7. Wanneer ander mense public holidays het, so ons by die werk saam. Ons kla oor sekere goed saam. Ons lag oor baie goed saam. En baie van die tye vergeet ons eintlik dat ons so baie tyd saam met mekaar spandeer, want ons is so gefokus op die job wat ons moet doen. Ons wil net 'n goeie job doen en daar's ander dinge wat vir ons pla. Maar selfs met Bradley se heen gaan laas jaar, onthou ek, het ek by sy tribute, wat kyk net gehad het, een van my favorite jazz singers, Kurt Elling, het ek gequote, en Kurt Elling het een van sy songs gesê, love is long and time is sweet, but love time is brief. It is like a song that you need to sing every day in fear of forgetting its words. En toe Ariel gebore was en Brad is oorlede en my pa is weg en my vriend Sash is kort daarna weg, het net meer vir my laat besef hoe kosbaar tyd is. Hoe kosbaar tyd is. Ek dink is seker alles. Wat is dit wat sê hulle nou deesdae? When you're born you look like your parents, when you die you look like your decisions. So wat maak jy met jou tyd? En
ja, het my weer net, ek het daar gestaan en ek dink myself, sjoe, ek was 19 jaar oud, mense het my gesê, ek sal nie werk kry nie. Ek het eendag op die trein gestaan, op pad universiteit toe, en ek het vir die ouens gesê, ek gaan acting, so wat toe lag die hele carries, hulle sê, wat? Meneer, daar moes jy werk vir jou, sê, hoe gaan sy nou maak? En as julle my ken, sulke goed maak dit die vuur wakker in my. Sodra hy met my sê, ek kan nie, sal ek vir sê, oké, dan sal ek een van die beste raak. Ek sal nog net moet vir myself. En hier staan ek, selfe oukie, wat die trein uit die Parel uit moet gevat het, Stellenbosch Universiteit toe, en toe Situasie toe in die Kaap, en al die tye wat ek die treinkaartjies gehad het, wat ek moes trein steel, of tussen die carriages staan op pad huis toe, saam met 7 ander ouens in die reën, mens kan nie mors doodval daar, maar jy lewe met die droom en die hoop in jou hart, dat al die wat ek deur gaan eendag vir iets stel, het moet vir iets stel. Want this is the only shot I have. Dis al wat ek het. En hier staan ek vandag en ek sê see you later aan mense vir wie ek baie lief voor geraak het. En weer eens, ek voel baie dankbaar. Lyne leer is 'n snaakse ding. Want natuurlijk moet jy jou lyne ken, anders kan jy nou nie 'n eerlike performance gee nie. Maar ek voel ook 'n mens moenie, en dit is net my persoonlike, ek sê nie, moenie doen wat ek doen nie. Daar was al vir akteurs gesê op shows, asseblief moenie doen wat Clint doen nie. Hulle het nie geluister nie, hulle was nie lank op die show nie. Anyway. Dan voel ek sommige tye sleg, want ek dink nou ek het die ou van die wal af tot in die sloot ingetrek. Maar ek dink ek onthou backstage wat eintlik vir my gehelp het om daai skill vir my aan te leer, veral as dit by CP's kom, is toe ek huis toe gaan, natuurlik deur al die skrips gaan, al my lyne ken, al die goed, en ek is super voorbereid, en ek is hoofseun laerskool, hoofseun hoërskool, hier is dit nou, ek gaan nou hoofseun wees by die werk, ek is die eyster, ek moet my goed ken. Kom by die werk, die lyn word verander, die hele idee van hoe ek dinge wou gedoen het en verander. Die volgende karakter, die volgende akteur kry nie eintlik wat ek wil sê nie, en hulle weet nie hoe om sekere goed te doen nie, en al die goed, en ek is so gefrustreerd, en ek raak ontsteld. En ek onthou toe Grey Half my kom na my toe na die tyd, en sê vir my, wat gaan dan met jou? Ek sê vir my, ek het nou 'n hele ding hier reg gedoen, ek het nou 'n hele scene opgemors. Sy sê vir my, kom ek sê vir jou die. Hierso kan hulle sny, ons kan vir jou optel, ons kan alles weer by mekaar sit. Jy moet ook weet, TV work is also the art of compromise. Is nie net oor jou performance hierso nie, daar's kameramanne, daar's tegniese goed wat gedoen moet word, daar's 'n klomp goed om in te factor. So haal daai druk van jou af. Al wat jy net moet doen is, gee eerlike performance wanneer jy kom en wees professioneel. Toe dink ek vir myself, okay. Maar ek is 'n persoonlikheid. As ek almal se woorde ken en ek ken jou woorde en kom môre opstel, dan hardloop ek daai simulation in my kop heel aan en ek map 300 verskillende soorte scenario's hoe die ding kan uitwerk môre en hoe ek dit kan speel en wat as dit gebeur en al daai goed. En dan kom jy by die werk en dan van alles verander alles heeltemal. So toe leer ek, okay, jy moet leer hoe om adaptable te wees. Dink op jou voete. Wees goed met improv. Luister wanneer mense met jou praat, letterlik luister. Kom tot surmise alles wat gedoen moet word so gou as moontlik en gee vir die regisseur meer as wat hy eintlik voorgevra het. So as hy dan vir jou as hy vir jou iets vra, het jy klaar vir hom gegee, so hy hoef nie eintlik 2 keer saam met jou te praat. So you 2 steps ahead you. Daai ou voel, hey man, ek het 'n ou wat ook vir my dink en iemand wat eintlik daar is vir my. Hy neem my in ag en ja, ek het maar geleer hoe om lyne vinnig te leer, want het gaan nie eintlik vir my, is nie eintlik oor wat ek sê nie, is oor hoe ek het moet sê en hoe ek myself moet uitdruk.
So die waarheid in wat ek sê is meer belangriker as die woorde self, maar omdat binnelanders ook 'n spesifieke aanslag en 'n styl het wat vir my mooi is, want as 'n akteur, as ek nou 'n sci-fi movie moet gaan speel en ek moet nou 'n taal praat wat nie bestaan nie, sal ek daarin moet gaan doen met eerlikheid en al daai goed en ek moet commit en hier praat ek nou 'n taal wat nie bestaan nie. En toe dink ek myself, selfde met enige show wat jy op is, honor the style of what it is they would like to achieve. Hoe draai jy by tot dit? So ja, die lyne leer ding het maar vir my by 'n punt gekom waar ek gedink het, eerlik gesproke, Steve sal nie weet wat se conversations at saam met Delia agter dit toe deur het. As dit die deel van my storielyn is nie, weet ek nie eintlik daarvan nie. So alle inligting wat my karakter dan kry van iemand af, hoor hy vir die eerste keer. En vir myself, omdat ek nou in my eie tegniek en glo en ek weet waartoe om te gaan en hoe om seker goed aan te switch, is dit vir my belangrik dat wanneer daai ou saam met my praat, moet ek tot die beste van my vermoë dit voel asof dit die eerste keer is wat ek dit hoor. Nou as ek daai ding nou al 14 keer oorgelees het vir die afgelope 2 dae, dan is daai ding meer kraakvars as ek hier instap hier. So ja, dis hoekom ek gesê het, 'n CP-akteur moet eintlik baie skills hê. Want sê nou wat gebeur, ek kom nou by die werk en ek doen 4 scenes en daar's nou 'n probleem met die skedule en hulle sê, Clint, ons het nodig dat jy nog 6 tonele nou moet doen of tonele moet geruil word en net alles in volgorde geleer. En omdat jy nie weet hoe om te adapt en you're not pliable, dan wat? Val jy uit mekaar uit. Dis leeuwêreld, papa. Jy moet jou saak ken nie so, goed ken. En ek ken myne, so is alright. Dankie Clint.